Dit is 9 minute na 7. Jy luister na Klankrand en die Vryheidsfront Plus het skerp gereageer op die besluit van die Ekurhuleni Metro Raad om meer as R211 miljoen se onreëlmatige, vrugtelose en vermorste besteding wat oor 6 finansiële jare opgebou is, bloot af te skryf sonder enige dissiplinêre optrede. Die party beskuldig die metro daarvan dat dit ernstige wanbestuur ignoreer en belastingbetalers in die steek laat. En ek gesels met Denise Jansen van Rensburg, Vryheidsfront Plus raadslid in die Ekurhuleni Metro Raad. Goeiemôre Denise. Goeiemôre Susan en luisteraars. 6 jaar R211 miljoen, dis 'n klomp geld wat elders aangewend of wat beter aangewend kan word. Hoekom is daar geen, volgens die Metro Raad, geen vervolging of geen poging om hierdie geld eintlik terug te kry by verantwoordelike amptenare nie? Susan, dit is die grootste rooi lig wat daar is. As die dokumente verdwyn het, soos wat die verslag in die raad sê, beteken dit daar is of swak bestuur, rekordbestuur, of dis 'n poging om die spore toe te maak. Sonder hierdie dokumente is daar nie name nie en kan ons niemand aanspreeklik hou nie. As jy nou kyk na van hierdie kontrakte wat eintlik uitgegee is, die tenders en so meer, wat is dit wat die grootste finansiële skade berokken het? Susan, net om jou 'n idee te gee, tenders bo 10 miljoen, daar is 119 miljoen ter waarde. Dan het ons kontrakte wat vir langer as 3 jaar, sonder enige heraanstelling is, wat 17 miljoen is. Dan sit ons met seker die grootste skok ooit, toekennings aan werknemers. Nou dit is of kontrakte, en hulle het nie gesê hulle is deel, of hulle het 'n besigheid wat in die tenderproses is nie, of net 'n blote betaling van 63 miljoen ter waarde. Dan onregmatige brandstof en dieselkontrakte ter waarde van 12 miljoen. So dit is baie as jy dit saamtel. Denise, hoe lyk die huidige finansiële situasie van die metro? Susan, dit lyk nie baie goed nie. As jy gaan kyk ook na dienslewering, as jy gaan kyk na die paaie, die verkeersligte, al die probleme wat daar is. Die metro het net dood eenvoudig nie geld nie, en om nog verder geld net so te wil afskryf en nie eers 'n poging aan te wend om verder ondersoek te doen om hierdie gelde te kan terugkry en dan ook om ander metros te waarsku indien daar maatskappye of direkteure was wat hierby gebaat het, nie eers te wil swart lys nie, lyk die finansiële toekoms vir Ekurhuleni nie baie goed nie. Moes die instansies soos die openbare beskermer of die tesourie of die provinsiale regering nie vroeër ingegryp het om te keer dat hierdie geld wel vermors word nie? Ja, Susan, verseker, maar dit kom ook by politieke wil. Geld kan teruggeëis word by die kontrakteurs en die amptenare, selfs die wat al reeds die diens verlaat het, en hulle is so lief om dit te doen, om hierdie gelde af te skryf of hierdie korrupsie te pleeg en dan net die dienste verlaat en te sê ek het bedank, ek het niks meer daarmee te doen nie, maar dit verg ook ernstige ondersoek en optrede van politieke kant af om te druk vir dit en nie net dit te aanvaar en te sê ons neem kennis en ons skryf dit af en dit is nou maar okay nie. Net so laaste vraag, Denise, wat beoog die Vryheidsfront Plus om te doen? Watter stappe kan gedoen word om te keer dat hierdie geld net bloot afgeskryf word sonder enige verantwoordelikheid, maar ook dat dit nie verder weer gebeur nie? Susan, ons gaan dit aanhou druk in die raad. Ons gaan ook verdere formele vrae indien sodat hierdie nie net stil raak nie. Ons gaan openbare druk bou en waar nodig sal ons stappe by die wetstoepassing eis. Dan ook eis ons dat daar 'n volle dissiplinêr en strafregtelike stappe teen die oortreders geneem word, selfs die wat reeds die metro verlaat het. Daar moet alle moontlike fondse wat ons kan terugvorder, moet teruggevorder word. Die metro moet volledige openbaarmaking doen van die onreëlmatige bedrae per departement en dan geen afskrywing van onreëlmatige uitgawes mag plaasvind sonder duidelike openbare verteenwoording nie. En dan die maatskappye en die direkteure wat onwettig baat gevind het by hierdie moet asseblief ook op die swart lys geplaas word. So ons druk hard daarvoor dat dit gebeur, sodat dit nie weer in die toekoms kan gebeur nie. Denise, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Voorspoed ook daar vir julle by die Ekurhuleni Metro Raad. Baie dankie Susan, lekker dag. Ek het gesels met Denise Jansen van Rensburg, Vryheidsfront Plus raadslid in die Ekurhuleni Metro.